Ek hoef myself voor te stel nie. Ek dink ons het almal al lekker saam gekuier en lekker saam gesels. Partykeer op die gras, partykeer by die etenstafel. Maar nietemin, ek dink ons het al lekker mekaar begin leer ken en dankie vir die geleentheid ook. En vandag gaan ek in die volgende 4 lesings wat ek gaan aanbied, gaan ek praat oor die 3 engele boodskap. Wie het al almal gehoor van die 3 engele boodskap? Kan ek so vra, wie dink hulle verstaan die 3 engele boodskap? Ek sien daarom so 'n hand of 2, dis wonderlik, dis goed. Nou, julle moet onthou, alles wat Frikkie vandag vir julle geleer het, né, is van kardinale belang. Maar die 3 engele boodskap is die enigste boodskap tussen hierdie lesings wat kom, wat die hart veronderstel is om te aktiveer. Dis 'n aktiveringsboodskap. So ek en jy moet verstaan wat die eerste engel is, wat die tweede engel is, wat die derde engel is, en hoe daai engele se boodskappe van toepassing is tot my. En hoe ek dit kan gebruik om my verhouding met die Vader en sy Seun te kan verdiep, en so ook deel te kan vorm van die voorbereidingsproses. Ek het eintlik 'n lesing wat ek gewoonlik aanbied voor hierdie lesing, en hierdie lesing wat ek aanbied voor die lesing gaan eintlik om ons te help om te verstaan oor die 3 engele boodskap. Wat se doel is, van wie af dit kom, en hoe dit geïnspireer is, daai klas van dinge. So ek het net hoogtepunte uitgehaal, net om al te help om 'n fondasie te lê voordat ons begin met amptelik met ons eerste Engelse boodskap. En in die vorige lesing het ons 'n paar goeters uitgepaal wat praat oor die 3 engele en wat dit veronderstel is om te doen. Ons sien daarso net hierso vir julle, my moedertaal is Afrikaans. Ek het my skyfies geplaas in Engels, want baie keer is daar Engelse mense in die gehoor, ek vra om verskoning daarvoor. Ek sien ons almal is suiwer Afrikaans hierso. Maar ek doen dit maar ter wille van hulle, dat hulle mooi kan volg. In ons groep in Oudtshoorn byvoorbeeld het ons Engelse mense wat net so swak is in Afrikaans soos wat ek swak is in Engels. So so ter wille van hulle, so my taal is nie lekker in Engels nie, so ek vra vir julle, gaan maar net lekker saam met my, ek gaan my bes doen om dit te lees in 'n mooi duidelike taal. So, die 3 engele boodskap het die volgende effekte. It represents the people who accepts the light of God's message. So dit verteenwoordig die mense wat God se boodskap, die lig van sy boodskap aanvaar. Nothing is to be permitted to hinder this work of the 3 angels' message. That is the all-important work for time. En die rede hoekom is 3 engele boodskap se aktiveringstydperke geskied vanaf 1839 in die 3de engel se sluit wat gaan wees wanneer Jesus kom. Okay, so it's an all-important work for time. The love that Jesus manifests for the soul of men is the sacrifice which he made for their redemption, which actuates all his followers. Hierdie boodskap moet die hart aktiveer. Hy moet 'n effek hê. I have had an experience in the first, second and third angel. Dit is nou Ellen White wat hier geskryf het. Sy het 'n ervaring gehad in die eerste, die tweede en die derde engel. So hoeveel van hierdie boodskap moet jy vat? Kan jy een uitsonder? Okay, hartseer, net gou. Ek het my wegspring gehad in die tweede engel. Ek het skade aangerig as gevolg daarvan. Dit sal duidelik raak soos wat ons aangaan. Ek dink baie van ons is potensieel skuldig aan daai ene, maar dit maak nie saak nie. Wanneer ons hierdie boodskap kry, dit kan die effek van vooraf vir ons deurbring. It's supposed to have a direct bearing upon the people living in which days? The last days. They proclaim the message in their order. As jy begin te tel, waar begin jy te tel? Okay, so as jy met die 3 engele begin, by watse engel moet jy begin? Jy spring hier rond nie. Nommer 1, as hy. It stands as a peculiar people in the world. Die boodskap, die aktivering van hierdie boodskap tot die hart, gaan ons help om te kan staan as a peculiar people. Okay. Thinking that they are capable to remove the pillars of our faith and replacing them with pillars they have devised. Wanneer hierdie boodskap die effek het op die hart, gaan jy nie ander pilare en steenpilare en hoekstene wil insit nie. Jy sal bly by 'n suiwer wat sê God. And this testimony I know to be of who? Is Ellen White se woorde. I know this testimony to be of the Father and his Son.
It's an elevated platform of eternal truth. The truth has its origin where? In heaven. Hierdie is 'n hemelsgebore boodskap wat die hart moet aktiveer, wat ons moet wakker maak. Okay. Brought its principles into the inner sanctuary of the soul, wat jou hart is. Hierdie boodskap gaan jou help om Jesus toegang te gee, om die meublement van jou hart te skuif soos wat hy dit wil hê. Nie soos wat jy dit wil hê nie. Hierdie boodskap se aktivering gaan daai effek hê dat jy die behoefte het om te sê, Jesus, ek gee jou die geleentheid. Jy's die ene. Skuif rond, breek af, bou oor, maak met my wat u wil. But those whose hearts have not been broken by falling on the rock Christ Jesus will not see and understand what is truth. En dit bring ons vandag by ons eerste Engelse boodskap. Die eerste engel, dis hoekom ons begin by 1 en nie by 2 of 3 nie, want die eerste ene gaan oor jou verhouding. Jou verhouding met die Vader, jou verhouding met die Seun. En die mense wat nie geval het op die rots Jesus Christus nie, hulle gaan nie waarheid kan ontvang nie. Hoekom dink julle is dit so? Want die eie ek gaan te belangrik wees. Hoe ek graag die boodskap of die onderwerp of die ding wil sien, gaan vir my meer belangrik wees as wat dit wat die Vader sê. Ek hoop dit maak sin. Ek wil vra vir elkeen wat kan, kom ons gaan op ons knieë en ons vra vir die Vader om ons te lei in die inligting wat ons gaan ontvang sodat dit die effek kan hê wat dit moet hê op ons harte. Die wat kan, kom ons kniel saam. Ons Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met baie groot opgewondenheid as gevolg van die leringe wat ons kon ontvang het tot en met nou. En ons staan voor U met hierdie belangrike boodskap wat U gestuur het deur 3 engele om ons harte te stig, vir ons uit te wys van die gevare en ons te help om die regte keuses te kan maak om U te kan volg. Vader, terwyl ons nou hierdie woorde wat reeds gespreek is, gaan bepeins, pleit ek en ons by U dat U my lippe en hart sal aanraak as aanbieder. Vader, dat ons hierdie woorde in die regte kapasiteit sal kan oordra, maar Vader, dat U almal van ons wat hier sit se harte sal aanraak, dat ons nie net sal hoor nie, maar Vader, dat ons die behoefte sal kweek om dit te vat, dit te eet en te internaliseer. Vader, lei ons in hierdie studie, lei ons denke en harte en ons vra dit alleenlik in U Seun se kosbare naam. Amen. Okay, wie van julle ken hierdie banier? Jy het met hom ingekom. Jo, maar dan's jy al donkie jare in die kerk. Hæ? Ja, okay. Hierdie banier was die oorspronklike banier wat die Adventiste kerk gebruik het as hulle banier, as hulle ding. Nou, wat is belangrik om te verstaan van 'n embleem? 'n Embleem is veronderstel om vir jou iets te vertel van die groepering van mense. En God het die volgende toevertrou aan haar deur te sê that this distinctive banner is to be borne through the world until the close of probation. Vraag, het die close of probation al gebeur? Het ons reg om die banier te verander? Problematies. Want 'n banier is veronderstel om die steunpilaar boodskap te bring wat geaktiveer moet wees in jou hart, soos sirene. En hierdie banier dra 3 engele wat vlieg om die derde, wat natuurlik Openbaring 14 dan verteenwoordig. So, kom ons gaan en ons gaan lees. Hierso het ek al 3 engele se boodskap vir ons opgesit in sy kategorisering. Ons gaan nie die ander 2 nou lees nie. Ons gaan net die een in geel lees en ons gaan presies kyk wat dit sê en dan gaan ons die res van die aanbieding gebruik om vir ons te kan help om dit te kan verklaar. Nou, ons lees daarso in Openbaring 14 vers 6 tot 7 en ek lees dit vir ons in die Engels. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to them that dwelleth on the earth. So hierdie engel bring die ewige evangelie. Is die evangelie belangrik? So hier is die eerste hint. Waaroor gaan die evangelie? Sê weer? Christus te volg, afstand te doen van sondes. Jesus.
Okay, lees verder. Saying with a loud voice, dis nie gefluister nie, né? Loud voice is 'n simbool van prominensie. Ek wil hê julle moet dit hoor. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and the earth, and the sea, and the fountains, and the water. Nou, hier wil ek gou vinnig geleentheid gee, wie wil probeer om vir my in kort, net vinnig te sê, wat hulle dink dit beteken, en moenie nou worry oor reg en verkeerd nie, ek was verkeerd geweest vir jare op hierdie boodskap, so dit gaan nie oor, is net vir interessantheid, wie wil graag 'n idee gee, wat dink julle, wat beteken dit om God te vrees, wat beteken dit? Excuse me? Direct contact from... Okay, definitief een van die fasette? Sy gebooie te gehoorsaam. Dit is definitief een van die, maar hoekom moet ek om vrees? Respek is definitief, mens kan dit so sien, maar daar is 'n groter applikasie aan vrees, want ons aanbid aan 'n liefdevolle God. Aanbid, okay. Vraag net gou vinnig, as ek is lief vir my vrou, beteken dit ek moet haar vrees? Hæ? Ja. Okay dan, ons los dit daar. Bijvoorbeeld over een kind. Ouder vrees om iets om terug te praten. Een kind vrees om iets om terug te praten naar je ouder. Okay. Dit kan ook wees, maar ek het vir julle goeie nuus. Die woord vrees klink so vreesagtig. Ek gaan vir julle wys uit die gees van profesie wat is wat ons moet vrees. En dat ons eintlik niks het om te vrees as ons by hom is nie. Okay. So dit is die doel wat ek graag wil hê ons moet bereik terwyl ons hierdie bestudeer. So kom ons gevra vir onsself 'n paar vrae af. What is it that we need to fear? Want onthou, fear is een van die prominente woorde binne in die boodskap. So kom ons lees gou-gou. Dis 'n gedeeltjie wat ons uitgehaal het uit die Review and Herald uit wat geskryf is in 1905, waar sy sê, we have nothing to fear for the future. Nothing. Except as we shall forget the way the Lord has led us, and this teaching and the teaching in our past history. Nou ek weet as gevolg van gesprekke met 'n paar van julle, baie van julle is bewus dat van na die pionierstydperk af het daar history verlore gegaan. Okay. So we've got nothing to fear except we forget. Nou so kom ons gaan kyk, wat is dit waarin die Vader die pioniers in die tydperk, want onthou, die tydperk van die eerste engel het begin in 19, ek wys dit in die vorige lesing, ek vra om verskoning, in 1839, dit beteken 5 jaar voor the Great Disappointment. Dit beteken, dit is die tydperk van William Miller se werk, het die eerste engel begin. Nou, net so hierso in die gehoor wat William Miller ken, wat is vir jou geleer, wat was William Miller se boodskap? Jesus kom. En baie prominent, Jesus kom in 1844, né? Ja, okay. Waarvan as ek vir julle sê, dit is maar net 'n puntpunt van wat die eintlike boodskap was. Dis deels van die gedeelte wat verlore gegaan het. Okay, en dis wat ons nou gaan kyk. So kom ons gaan kyk, wat is dit waarin God ons gelei het? Ek lees vir ons uit 'n boek wat kom, Desire of Ages, verkeerd gepraat van dit nou die dag. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraphim to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. Die doel was toch altyd gewees dat God in ons harte wil eenheid hê. Kom ons lees verder. Because of sin, humanity ceased to be the temple of God. Okay? Darkened and defiled by evil, the heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. But by the incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. God dwells in humanity, and through saving grace, the heart of man becomes again the temple of God. Okay? So, kom ons vraag ons volgende vraag.
Can sin be in the presence of a holy God? Nee, sonde kan nie. Sonde kan nie voor God kom nie. God is heilig. God is bo die formaat van heiligheid en sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. En omrede die mens gesondig het, kon hy nie meer in hulle harte woon nie. Maar die goeie boodskap is, as gevolg van sy seun, as gevolg van Jesus, kan ons weer daai interaksie hê. So, kom ons gaan spandeer, jy het klaar die antwoord gegee net, maar kom ons gaan spandeer gou 'n bietjie tyd op dit. Ek lees vir ons 'n gedeeltjie wat kom uit die boek Eerste Geskrifte, Early Writings, en dit sê daarso, en hierso was Ellen White geneem in visioen, sy was geneem gewees in die heiligdom, nie die allerheiligste nie, in die heiligdom, en sy sien nou hier voor haar oë 'n paar dinge, en sy sê die volgende, I saw a throne, and on it sat the Father and the Son. Hoeveel mense is daar? I gazed on Jesus' countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. Dis hoekom ek nou die dag toe die vraag gevra was, ek kan nie onthou, toe Frikkie aanbieding gemaak het, toe sê ek, logika sê vir my, dat 'n wolk moes God omring het, toe sonde plaasgevind het. Hier sien ons dieselfde verskynsel. I asked Jesus if his Father had a form like himself. He said he had, but I could not behold it, for he said, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. Jy sal ophou om te bestaan. Ons sien hierdie selfde verskynsel, sien ons toe Moses op die berg was. Die account sê vir ons, die rekord lees vir ons, dat God het homself weggesteek in 'n wolk, die ander het donderslae en goeters gehoor, maar God het met Moses gepraat, en Moses het gevra, ek wil graag u sien. En God het gesê, gaan staan in 'n spilonk. Hy het sy hand boor hom gehou, hy het voor die spilonk verby beweeg, en Moses het gegloei soos 'n gloeilamp. Gloeilamp, sorry. Hy het gegloei soos 'n gloeilamp. Toe hy afkom by die res van die Israeliete, toe hy die heerlikheid van God duidelik op sy gesig uitgestraal. Duidelik. So by the way, dis ook 'n verskynsel wat gaan gebeur vir die wat aan die einde van tyd staan. Maar ons sal dit sien in die 4de lesing. So sonde kan nie in die teenwoordigheid. Dit is die rede hoekom God nie hoekom ons nie voor God kan kom nie. En dit is ook die rede hoekom Jesus, die seun van God, dat hy die offer is wat vir ons kon sterf. Want Jesus homself is nie die magtige bron nie. Hy kon op aarde loop, nie in 'n wolk nie, maar as 'n mens. Hy is die een wat alreeds sy materie, sy substance van goddelike materie is, omrede hy die seun van God is hy die enigste een wat waardig is om dit wat ons nou gaan leer, om dit te kan volstaan vir ons. So as Jesus God was, het ons 'n probleem gehad. Hy sou nie voor ons kon kom nie, hy sou nie vir ons kan sterf nie, want God is onsterflik. Dit wys vir die belangrikheid, as dit kom by die boodskap van die Vader en Seun, want in die leer van die drie-eenheid, vernietig dit vir ons die pragtige skatte, wat ons moet uithaal en ontvang, om ons harte te aktiveer. Daar is 'n waarskuwing wat saamkom met alles. Ek lees dit vir ons, dit kom ook uit Review and Herald uit. Onthou, Satan is slim. Hy weet meer as wat ek en jy weet. Hy het 6000 jaar gehad om te sien hoe die aarde en alles geomvou het voor sy oë, wat ons nie gehad het. Ons moet leer en lees daarvan. Op die wat? Nee. Ek vra om verskoning. Hy lê nie daar nie. Frikkie soek sy voertuigsleutel. So kom ons lees. Satan weet baie dinge. Hy is 'n master as dit kom by manipulasie en manipulering. Satan declared that there is no forgiveness with God. That if God should forgive sin, he would make his law of no effect. He says to the sinner, you are lost.
Hy wil ons laat voel ons is verlore. Hy wil nie hê ons moet daai eenheid ervaar nie. En in die eerste Engelse boodskap het God vir ons 'n pad gegee waar ons daai eenheid weer kan ontdek en ons gaan nou daarna kyk. Ek lees vir ons verder. Christ came to this world to prove the falsity of this exact statement, to show that God is love, that as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Follow the Savior from the manger to the cross. Mark his life of unselfish ministry, his agony in the garden, and his death on the cross. And know that with God there is precious forgiveness. He abhors sin. God het 'n afskuw vir sonde. En ek wil graag, kan een van julle vir my sê hoekom? Beautiful. God is vir ons so lief. Hy wil met ons eenheid hê. Hy wil ons by hom hê. Maar hy het 'n afskuw, 'n afguns vir sonde, want dit hou ons van hom al weg. Wat beteken daai liefde wat dit kan nie by mekaar uitkom nie. Daai muur, dankie Nina. He abhors sin, but with a love that passes knowledge, he loves the sinner. So, ons moet nie die leuen glo dat Satan ons wil verdoem nie. Ek ontmoet soveel mense wat sê, "Ag Johan, ek het gedrink en ek het dit en ek het dat en ek het dit en ek het dit." En dan sê ek, "Yes, Dawid was ook daar." En tog het God gesê hy's 'n man so na my hart. En wie kan vir my sê hoekom was Dawid 'n man so na sy hart? Hy het God gevrees en wat het hy gedoen uit daai vrees uit? Ja, hy het sy sondes bely. Hy het vergifnis gevra en hy het afstand gedoen. Onthou daai 3 punte. Kom ons gaan verder. So kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek het net te veel gesê ons sou dit gesien het in die eerste aanbieding wat ek nou nie gedoen het nie, dat die tydperk van die eerste engel het begin in die tydperk van 1839. William Miller was die persoon gewees wat die eerste engel boodskap basies begin te dryf het. Dit was sy tydlyn gewees. En ons het vasgestel hierso, julle het dit gesê dat alhoewel ons uit die kerk groot gemaak is, William Miller se prediking was Jesus kom en daar's 'n tydlyn. Was dit net die punt van sy boodskap gewees. En ek wil hê ons moet lees en kyk wat die ervaring was, sodat ons kan sien wat gebeur het, want onthou nou, ons moet daai selfde ervaring hê, né? Ons moet daai selfde ervaring hê. Ons lees daar, I saw that God was in the proclamation of time in 1843. Onthou nou, hierdie gebeurtenisse speel nou af, in nie ons tydlyn nie, né? Dit speel nou af basies in William Miller, hulle op pad na Ellen White, hulle se tydperk, in die tydperk van die pioniers. It was his design to arouse the people and bring them to a testing point, en ons gaan die testing point nou sien, where they should decide for or against truth. Nou net so vir interessantheid, daai selfde testing point kom oor elke liewe persoon se pad ook nou. Okay? So, ministers were convinced of the correctness of the position taken on the prophetic period, and some renounced their pride and left their salaries. So as hy sy salary geleft het, wat het hy verlaat? Hy het sy kerk verlaat. Hou dit net in die agterkom. So renounced their pride and left their salaries and their churches to go forth from place to place to give the message. Nou, hierdie boodskap, was dit populêr? As ek na jou toe kom en sê, my vriend, jy slaan konstant mense dood. Jy gaan nie hou van wat ek sê nie. Ja, jy gaan teen toe aan my wil doodslaan, né? So, okay, kom ons lees verder. But as the message from heaven could find a place in the hearts of but a few of the professed ministers of Christ, the work was laid upon many who were not preachers. Dit begin amper vir my half te voel soos ons tyd. Nou, okay. Some left their fields to sound the message. William Miller was een van hulle. While others were called from their shops and their merchandise.
And even some professional men were compelled to leave their professions to engage in the unpopular work in giving the first angel's message. Okay, nou hier kom dit nou. Onthou ek het vir julle gesê, William Miller het gesê, die kerk sê vandag, nee, William Miller se boodskap is dat Jesus kom. Nou gaan ons kyk, wat 'n effek het daai boodskap gehad op die mense se harte. En onthou, hierdie boodskap wat daai tyd gepreek was, moet dieselfde effek hê op jou hart. Okay, hiervan af moet ons die volgende onthou. Kyk gou links, almal kyk links. Woep. Kyk regs. Julle die mense weerskant julle gesien, né? Die boodskap is nie vir hulle nie. As jy kyk na hierdie wat ons nou gaan lees, dan meet jy jouself. Niemand anders nie. Okay. So, kom ons kyk. Ministers laid aside the sectarian views and feelings and united in proclaiming the coming of Jesus. En dis die een wat ons kort hoor, die koms van Jesus. Maar kom ons kyk wat het gebeur. Wherever the message was given, it moved the people. En kyk wat gebeur nou. Sinners repented, wept, and prayed for forgiveness. Okay? So die effek wat die eerste boodskap gehad het, is om afstand te doen van sondes. Nou, luister, ek gaan dit nou wys weer, maar luister net gou na die idee. Jesus kom om ons te kom haal. As jy bevlek is met sonde, kan hy jou nie saamvat nie. Alleenlik deur vergifnis en oorgawe en afstanddoening, kan jou kleed skoon genoeg gewas word, nie genoeg nie, skoon gewas word, sodat Jesus jou kom haal. So as ek praat en jy praat en hierdie praat van die eerste engel boodskap, Jesus is op pad, dan gaan dit gepaard met die afstand doen van sondes. Want wat baat het Jesus is op pad, en my kleed is bevlek met sondes, en ek gaan nie kan saamgaan nie. En ek wil die volgende vir julle sê, ek het nie ingesit nie. Jesus en sy Vader wil elke liewe persoon wat al ooit asem gehaal het op hierdie aarde in die hemel hê. Maar as gevolg van sonde kan dit nie gebeur nie. Jesus wil elke liewe persoon saamvat, maar hy kan alleenlik die vat van wie hy gehelp het om sondes uit die pad uit te kan kry. Ek hoop dit is duidelik genoeg. Okay, ek lees vir ons verder. Those whose lives had been marked with dishonesty were anxious to make restitution. Parents felt the deepest solicitude for their children. Those who received the message labored with their unconverted friends and relatives, and with their souls bowed with the weight of solemn message, warned and entreated them to prepare for the coming of the Son of God. Want ons het 'n voorbereiding wat moet plaasvind as ons saam wil gaan. Okay. Those cases were most hardened that would not yield to such weight and evidence, set home by heartfelt warnings. En onthou die 3 engele boodskap is 'n boodskap van waarskuwing. Okay. The soul purifying work let the affections away from worldly things to a consecrated, never before experience, the same experience wat ons moet hê. Ons moet ook daai ervaring hê. Nou kom ons gaan kyk gou vinnig na die stappe van dit wat ons oor gepraat het. Wanneer ons kyk na ons voorbereiding, first we should know what sin is. Moet ek weet wat sonde is? Okay? Hoe kan ek sonde bely as ek nie weet wat dit is nie? Maak dit sin? Okay? Then you need to confess your sins, ask for forgiveness, believe that it is forgiven, overcome sin, want jy kan nie net aan mekaar so vergifnis vra nie, jy moet op 'n punt kom wat jy afstand doen van daai pad wat jy op was.
Accept Jesus in your heart, allow him to lead you. Ek hou daarvan om te sê, as jy huis toe gaan, vanmiddag, né? En jy stop jou kar en jy kom by jou huis, klop jy in jou deur? Hoekom nie? Jou huis. As Jesus tans aan jou hartsdeur klop, vra ek jou mooi, reageer. Geef hom die sleutels. As Jesus nog steeds moet klop, is hy nie woonagtig nie. Jy moet hom die geleentheid gee om die meubelmente van jou hart te skuif, soos wat hy dit wil hê. Dit is nie so populêr en lekker nie. Nie altyd nie. Maar wanneer dit gebeur, dan is daar 'n oorgawe en 'n ervaring wat maak dat dit beter raak, wat jy kan sien wat hy mee besig is. Acknowledge Jesus as the high priest in heaven. Hy is ons advokaat, hy tree in vir ons. Tell the world, vertel ander. Have communion with God and keep your eyes on Jesus soon return. Ek het 'n vraag vir ieder en elkeen van julle wat hier sit. Het God vir ons 'n sisteem, 'n stelsel, 'n tydtafel gegee om ons te help hiermee? Het hy? Wie kan vir my sê wat dit is? Sy woord, dan is reg, maar meer spesifiek, dis iets wat in die woord voorkom. Sê weer? Absoluut, dis 100% reg, maar hy het vir ons 'n stelsel gegee. Nina, sê dit hard? Dit waarmee ons tans besig is, uit die fees uit, ons is in die fees van tabernakels, wie kan vir my sê, uit 'n geestelike oogpunt uit, wat verteenwoordig hierdie fees? Nina, sê dit hard? Hierdie fees wat ons nou in is, verteenwoordig Jesus se koms. Die eerste high day verteenwoordig Jesus op die wolke. Die tweede high day wat op die 8ste dag val, verteenwoordig ons intog in die hemel. Okay, luister gou baie mooi. As julle volgende jaar by die fees gaan wees, en ek is dalk ook hierso, die reeks waarmee ek tans besig is, ek wys profeties hoe die halfuur stilte in die hemel, die sabbatsreis, ek wys hoe al daai tydsgelewe inpas op die feestydtafel. Perfek inpas. Jy hoef dit nie in te druk nie. Scary. Ons het 'n God wat ons nie in duisternis laat nie. Hy vertel vir ons van die pragtig, Niels, jy slaan die spyker op die kop. So kom ons gaan vinnig. Ons het gesê afstand doen van sondes, oorgawe, Jesus is in die hart. Kom ons gaan deur die feeste. Kan julle almal duidelik daar sien of is die prentjie bietjie donker? Pragtig. Okay, pragtig. Okay. So, jy gaan sien hierso die lang sleuteltjies wat ek hierso het, né? Dit verteenwoordig die fees Sabbatdae. Okay? Daar's 7 fees Sabbatdae. Okay? Die 2 klein stoppetjies wat ons daar kry, is 2 gebeurtenisse wat in die feeste plaasvind, maar is nie geroep as 'n Sabbatdag nie, want dit is 'n veranderlike. Die Pasga is die een. Hoekom? Want as jy nie voorberei het nie, dan skuif die Pasga vir jou aan. Né? Jy let hom so, né? Okay. Skuif die fees van ongesuurde brode saam aan? Nee, dis 'n vaste tyd. Dieselfde met first fruits. As in Israel se tyd, as daar nie reën was nie, was daar nie 'n oes nie, was daar nie 'n gerf nie. Okay. So dis veranderlike, dis nie geroepte Sabbatdae nie. Maar kom ons kyk gou vinnig. Ek gaan probeer om te verduidelik op hierdie feestydtafel dit wat ons gebespreek het tot en met nou. Waar is ek aan my tyd? Ekskuus. Is ek al halfpad? Nog nie? Wonderlik. Ons wen goeie tyd. Okay, so hier begin die jaar. Ons noem dit nou maar Januarie is hier ver in die voorte, as ek dit daar kan stel. Hier word die jaar aangekondig. Wie kan vir my sê uit die fees uit, hoeveel dae vanaf die jaar begin tot en met Pasga? 14 dae. Dankie Nina. Nina, jy moet begin stil bly, laat ons van ander mense af ook kan hoor. Jy klink nou as my vrou Christel. Dan sê ek wil van die kinders af voor, dan sê ek jy's nie 'n kind nie. So Nina het gesê 14. So die gebruik was gewees in die eerste 10 dae, né, om die wet van God te spandeer, met tyd in die wet te spandeer. Hoekom in die wet? Deur die wet is die kennis van sonde. Hoe weet ek wat my sonde is as ek die wet nie ken nie?
OK. So, ek moet spoed vang. OK, so, nou sit ons moet die wet bestudeer. Elke dag spandeer jy tyd op 'n gebod. Vader, in watter opsig breek ek eg? Vader, in watter opsig lewer ek 'n vals getuienis? En hier kom die skokkende gedeelte. As jy opreg is in daai gebed, as die antwoorde wat terugkom na jou toe nie noodwendig wat jy hoor nie. Maar dit is wat jy moet hoor. Want dit is wat jy moet hoor, want jy in daai aksie moet jy daai sondes vir Jesus gee. Ons gaan later 'n bietjie oor dit gesels. So, 10 dae spandeer ons dit tyd daarso. Dan is daar 4 dae voor die tyd. Ek noem dit die tydperk waar as jy teen jou broer gesondig het, gemaak reg. Gaan sorteer die probleme uit. Jesus was vir 4 dae ondersoek, 4000 jaar of hy die vleklose lam is. Die 4 dae simboliseer ook om te kyk, hy is vlekloos, moenie 'n fout maak nie, maar jy maak klaar, want as jy by die nagmaalviering kom, moet jou sondes reeds vergewe wees. Jy kan nie sê dis 'n feesmaal, maar is droewig nie. Die droewigheid gebeur voor die tyd. As jy by die nagmaalviering kom, is jy 'n verloste, jy het reeds vergifnis gevra. Dan breek die fees van ongesuurde brode aan. Daar is daai 2 tydperkies daarso, dis 'n week lank. 'n Klein bietjie suur maak die hele brood suur. In hierdie tydperk sê jy, Vader, my sondes is verwyder so ver soos die ooste van die weste af is. Die seun het my skoon gemaak. Ek is weer opnuut. Ek is weer waardig geag, nie deur my meriete nie, maar as gevolg van die seun. Help my nou om my lewe te verander, om 'n ander koers in te slaan, sodat ek nie weer sondig nie. OK. Vir my, ek het so 'n bietjie van 'n aggressiewe probleem gehad in my lewenstydperk. Ek het geslaan en hulle vra later gevra. En dit is nie 'n eienskap wat pas by 'n kind van God nie. En ek het agtergekom toe ek deur hierdie tydstap dat as ek iets kyk, soos byvoorbeeld 'n oorlogsding, né? Ek is mal oor die Tweede Wêreldoorlogsgeskiedenis byvoorbeeld, maar dit het 'n effek op my hart, want dit wek 'n mate van aggressie by my. Dit maak my opstandig. En wanneer ek dan daai aggressie het, dan is ek baie meer geneig om in aggressie op te tree. Ek gee nie Jesus die geleentheid om die woorde te formuleer in my hart nie. Ek gee hom nie die geleentheid om dit te formuleer dat ek reg optree nie. Ek spring net in en ek doen die ding en dan gewoonlik eindig dit in mislukking. Ek val partykeer nog steeds. Maar ek moet my pad verander dat ek nie na goeters kyk of luister wat maak dat ek kan sondig nie. OK. So nou stap ons aan. Nou kom ons by die tweede fees, die derde fees, en dis die uitstorting van die Heilige Gees. Nou Jesus, die Vader sê vir ons in sy woord dat as jy by my is, né, dan sal ek by jou wees. So dit werk nie andersom nie. Die Vader wil eers sien dat ons wil werklik kom wees. Ek kan sê ek is 'n volgeling van Christus, maar my aksies en dade kan totaal iets anders te verteenwoordig. So hy wil nou sien dat ek wend daai poging aan. Want onthou nou, as ek sê ek is 'n volgeling, maar my aksies en dade verteenwoordig iets anders en nou moet hy sy Gees op my uitstort, dan is hy 'n verkragter, want dan forceer hy 'n wil op my af wat ek nie wil hê nie, want my aksies en dade toon iets totaal anderste. So nou kom ek by uitstorting van die Heilige Gees. En wie kan vir my sê op watter dag het Moses die wet ontvang? Pentekost. Dankie. En nou sal Jesus daai selfde wet op my hart skryf, want hy skuif die meubelmente rond soos dit hom pas. Nou gaan ons verder. Kan ek vir jou 'n vraag vra? Kan jy gou vinnig my 'n waterlemoen gee? Nou. Sê jy? Jy het nie 'n waterlemoen nie. So jy kan nie vir my waterlemoen gee nie. OK. Ek wil 'n waterlemoen hê. OK, hoekom doen ek dit? Jy kan nie vir my iets gee wat jy nie het nie. Wanneer ons na die basyne kom, op die feestydtafel is dit die laaste geleentheid om die basyn te blaas. Om te sê, Jesus is op pad. As hy uit die allerheiligste uitstap, stop jou genade deur. Daar is nie verder offers nie, verder versoening nie, maak reg. Maar jy kan nie dit deel met iemand as jy dit nie het nie. Hoe vertel jy vir Jesus van hierdie dinge, vir mense van hierdie dinge oor Jesus,
as jy self nie deur daai stappe gegaan het nie, as jy hom nie die geleentheid gegee het om daai fynere punte in jou hart te aktiveer, sodat jy met liefde, met oorgawe, 'n boodskap kan deel wat niemand wil hoor nie, maar 'n boodskap wat lewe gee. Maak dit sin? Nou, die fees daarna, ons blaas na die bassein, Jesus is op pad, ons kom nou, en Jesus maak nou reg, om uit die allerheiligste op te staan. En as hy opstaan, is daar geen versoening verder oor nie. Die rekords is opgetrek. Elke persoon se saak is beslis en besluit. En raai in wie se hand is die keuse? Jou hande. Want sonde kan nie voor God kom, hy wil jou daar hê, maar as jy jou keuse gemaak het, gaan dit bepaal aan wat se kant jy val. OK, en hoekom doen ons al hierdie dinge van die feestydperke voor dit? Want tabernakels verteenwoordig Jesus se koms en ons intog in die hemel. En Jesus kan jou nie saamvat as jy sonde het. Hy wil, maar hy kan nie. OK, kom ons beweeg aan. Julle sê ek is oral, né? Hoeveel minute het ek oor? Kan ek gaan? Wonderlik. Ons lees gou verder in Kolossense. Ons trek die Bybel hierso in Kolossense 2 vers 11 tot 14. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sin of the flesh by circumcision of Christ. Buried with him in the baptism, wherein also ye are raised with him through the faith of the operation of God, who have raised him from the dead. So wie het, by the way, julle het net tot die punt aangehaal, wie het Jesus opgewek? Hier sê die Bybel dit, né? Net vir interessantheid. And you being dead in your sins, and the circumcision of your flesh have ye quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. En ek wil hê julle moet gou kyk na hierdie Bybelvers, want die wêreld vertel vir ons die gebooie is aan die kruis vasgenaal. Sien julle enigsins hierso 'n klein hint van 'n gedagte dat hier 'n gebod vasgenaal is? Nee, maar hier is wel 'n skuldbrief. Weet julle wat is 'n skuldbrief? Ek gaan dit verduidelik. As ek deur die dorp ry en ek sien hierdie bord, kom ons lees hier die Bybelvers. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in sight. For by the law is the knowledge of sin. Deur die wet is die kennis van sonde. Nou, as jy deur die dorp ry, of op enige gebied ry, en jy sien hierdie bordjie, as jy onder 100 ry, het jy 'n probleem. Nee, jy's fine, jy's okay, jy kan gaan. Maar as jy oor 100 ry, en daar spring 'n boetebessie agter 'n bos uit, en jy moet vir hom sê, ek het net vanoggend gelees van jou, en hy sê vir jou, hoe so? En jy sê vir hom, onheil wag vir jou om elke hoek en draai. En daar spring 'n verkeerskonstabel uit, en hy stop jou, en hy sê vir jou, weet jy wat? Die wet sê, jy mag nie meer as 100 ry nie, maar jy het. Ek gee nou vir jou 'n boete. Hierso is die papiertjie, jy, Johan Olivier, het meer as 100 gery, jy het 140 gery, en jy het 'n boete. En kom ons maak die boeteoplegging dood. Jy moet sterf. Né? So, as ons teruggaan na ons Bybelvers wat ons gelees het daarso, sê dit daar vir ons, blotting out the handwriting of the ordinance, wat beteken die boete wat my aankla en veroordeel tot dood, het Jesus gesê, ek gaan die prys betaal. Ek gaan dit van jou wegvat. Hoekom? Want Johannes nie sterk genoeg om daai sacrifice op sy eie te kan doen nie. Dis nie waardig nie. My dood, ek gaan nie weer opstaan nie. Kolossense 3, vers 3 sê dat, nie sê dat hy opgestaan het om te sterf, saam met hom opgestaan. Vers 3 sê, ons lewens is verdaagde in God. Ja, absoluut, absoluut. So wat Jesus doen in die tydperk van die feeste is nie dat hy die wet verder ontbind, wegvat, enigstens, hy vat die aanklag, die skuldbrief,
van my af weg. Daai selfde skuldbrief maak dat ek nie in die hemel kan kom nie. OK. Hoekom? Want sondes kan nie voor hom kom nie. Nou net vir die interessantheid, ek glo Frikkie gaan so 'n bietjie aan dit aanraak, 'n bietjie later in Openbaring. Hy het so 'n bietjie aan dit aangeraak aan die begin van die fees waar ons gesien het dat die sondes wat Jesus op hom geneem het, daai sondes moet 'n ewige dood sterf. Daai sondes gaan getransponeer word na Satan toe. OK, so daar gaan 'n ewige dood wees, maar as Jesus dit nie vir my al weg kon vat nie, dan gaan ek daai dood sterf. Maak dit sin? OK. So, terug op ons feestyd kalender, verstaan julle hierdie? Is julle gemaklik met die verduideliking wat ons hier gegee het? Kan julle sien dat hierdie die pad is wat die Vader vir ons gegee het en ewe skielik die belangrikheid van ons feessamekomste en dit wat ons doen op die feeste. Dis 'n voorbereiding. 'n Voorbereiding. Die feeste is 'n plan of salvation. Absoluut. Kan jy sien hoekom Satan dit van ons al wegvat? Ons kan sien hoekom Satan dit wil wegvat. Dit maak 100% sin. So die boodskap tot en met nou wil ek vir julle 'n vraag vra. Die eerste engel sê vrees God en gee hom heerlikheid. Want die uur van sy oordeel het gekom. Halfpad. 10 minute oor. Ja, ek gaan groot spoed moet vang. OK. Op hierdie vrees God en gee hom heerlikheid. Ek het alles om te vrees as ek bedek is met sonde. Want ek kan nie voor God kom nie. Ek het niks om te vrees as Jesus dit vir my al verwyder het. Dit is hoekom die pioniers deur hierdie tydperk gegaan het van oorgawe, van afstanddoening. OK. Ek moet so 'n bietjie spoed vang julle. Thousands were led to embrace the truth preached by William Miller. And servants of God were raised up in the spirit and power of Elijah. Wat was Elia boodskap gewees? Hy het hom gebring om terug te keer na die Vader en die vorm ook so uit die wet vir ons gebring. Dit was ook die boodskap van Johannes. Hy het die wet hier vir ons teruggebring om te sê hier is vir ons uitkoms. Jesus sal die sondes van ons al wegvat, nie die wet nie, die sondes. Okay. Like John, the forerunner of Jesus, those who preached this solemn message felt compelled to lay the axe at the roots of the tree and call upon men to bring forth fruits meet for repentance. So die uitweg van die boodskap was die doel was gewees om vrug af te werk, om mense te roep tot afstand doen van sondes. Gaan julle omgee as ek so 'n bietjie skiep want my tyd hardloop erg uit. Okay, so ons het 'n waarskuwing wat vir ons gegee word daarso. En ons moet baie mooi luister wat hier aangaan. Many shepherds of the flock who professed to love Jesus said that they had no position to be opposition to preach the of Christ's coming, but they objected to definite time. God, all-seeing eye, read their hearts. They did not love Jesus near. They knew their unchristian lives would not stand the test. They were not walking in the humble path marked by him. These false shepherds stood in the way of the work of God. The truth spoken in its convincing power aroused the people, and like the jailer, they began to inquire, what must I do to be saved? Nou ons wat hier sit, we know what to do to be saved. Die vraag is, het ons al deur hierdie stappe gegaan? Nou, ek wil 'n baie duidelike distinction maak hierso. Ek het die feeste gehou vir 'n paar jaar sonder om deur hierdie stappe te gaan van 'n hartlike oorgawe, 'n afstand doen van sondes. En hoe meer ek die feeste begin, hoe meer het ek begin sien dat wow, ek hou die fees, maar ek vind nog nie die seën van die fees nie. Okay, so met die feesgety en met die boodskap van die eerste engel is die oproep wat ek wil maak is gaan spandeer tyd optimaal met die afstanddoening van jou sondes. Ek gaan so 'n bietjie skiep as julle nie omgee nie. Ek los nou baie mooi stukke uit. Ek gaan hierdie stukkie vir ons lees. The most devoted gladly received the message. Maar daar was 2 klasse in daai tyd. They knew that it was from God and that it was delivered at the right time. Angels were watching with the deepest interest in the result of the heavenly message. And when the churches turned from rejecting it,
they in sadness consulted with Jesus. En ek wil hê julle moet een ding onthou, waar het William Miller eerste gepreek? Binne in die kerke. Hy het binne in die Methodiste kerke, binne in die Baptiste kerke, maar hier kom 'n probleem. Die eerste engel boodskap het nie die regte effek gehad op meeste van die kerke nie. En hulle was nie reg gewees vir die tweede engel nie. Okay? En dis hoekom daai kerke vandag nog bestaan in dieselfde doktrines as wat hulle daai tyd gehad het. Hulle het nie, die tweede engel gaan julle sien is die doktrinele gedeelte. Hulle het nie aanbeweeg nie. Hulle het gestagneer. En wat het gebeur met die pioniers? Het hulle in die kerke ingegaan en die kerk se binnekante verander? Nee, hulle het nie. Hulle het uitbeweeg. En hulle het begin staan op thus says the Lord. Okay? So hulle het nie gebly in hulle kerke nie, hulle het uitbeweeg. Ek lees dit hierdie stukkie. He turned his face from the churches. Hartseer, né? Jesus. He turned his face from the churches and bade his angels faithfully watch over the precious ones who did not reject the testimony. For another light was yet to shine upon them. Wie kan vir my sê wat gaan daai lig wees? Tweede engele boodskap. En nou gaan julle sien, die skeiding vind al hoe groter en meer plaas. Hoeveel minute, sekondes? 6 minute. Okay. Ons skip read so bietjie. Ek gaan hom skip. Dit is eintlik 'n baie mooi stuk. Ek wil hom nie geskip het nie. Those who dared not withhold from others the light. Hulle wat dit nie gewaag het om stil te bly, hulle wat gepraat het, né? Those who dared not withhold from others the light which God had given them were shut out of the churches. Ek wil vir jou, vir almal wil ek 'n vraag vra. As jy na jou kerk, jou groep, jou plek van bymekaar koms kom en jy bring lig, enige lig. Kom ons sê jy's in 'n kerk wat klein doop en jy bring die lig van die groot op en jy wys hier is geen bewysstukke van hierdie klein doop in hierdie Bybel nêrens nie. En die kerk druk jou uit of jy weet die kerk gaan my tent toe aan wegjaag of hulle gaan my stil maak. Dan moet jy tent toe aan nie daar wees nie. Maak dit sin wat ek sê? Dan moet jy 10-1 nie daar wees nie. Hoekom? Want stil bly is om 'n antwoord te gee. As ek gaan, en vergewe my, as ek gaan en ek hou van die aanbieder, van die hoof van die AWB, né? Ek hou daarvan om by sy lesings te gaan sit. Ek glo nie noodwendig in wat hy glo nie, maar ek wil daar gaan sit. Kom ons sê, jy besluit jy wil by die Ku Klux Klan, hulle sê, okay, kom ons sê ek gaan sit by die Ku Klux Klan en jy gaan sit by die Black Panthers, né? Jy glo nie in hulle leer nie, maar jy hou van die spreker. As hy jou daar gaan sien, gaan hy sê jy's 'n rasis. As hulle my daar gaan sien, gaan hulle sê ek's 'n rasis en dit beteken ek keer goed wat daar gesê word. So as jy in 'n kerk is of in 'n groep is wat valse leringe en doktrines gee, dan sê jy ek sit my chop of approval, julle moet hiernatoe kom want ek is hierso. Maak dit sin? Hierdie gedeelte gaan meer duidelik raak in ons volgende lesing. So, kom ons lees hier. Ek wil verder vir ons lees. Shut out of the churches, but Jesus was with them, and they were joyful in the light of his countenance. Nou in hierdie eerste engel, they were prepared to receive the message of the second angel. So die kerke van William Miller en Ellen White se tyd wat omgedraai het, wat die eerste engel vermy het, hulle kon nie hoor wat die tweede engel sê nie. Hulle kon nie sien wat die waarskuwing is nie, want hulle het nie die koneksie gehad nie. En dis hoekom jy sal sien in die pionierse tydperk was daar 2 klasse. Die wat met intensiteit die Bybel gebestudeer het om te kyk wat sê God en om reg te kan maak vir sy seun se koms. En die wat net gesien het, o, jetjie tog, hier's 'n datum, of hy gaan dalk kom, okay, kom ek skaar my maar by hierdie groepie. En onthou in die begin het ons gelees, they were put through a testing point, né? Die toets was gewees, is jy werklik by my?
As jy 'n disappointment beleef, gaan jy jou rug op my draai of gaan jy jou aangesig na my toe wend en vra wat het gebeur? En ons sien 'n groot gedeelte van die beweging van 1844 het teruggekeer na hulle ou kerke toe, na hulle ou sienswyses toe en is net 'n handjie vol wat daai hartlike oorgawe gegee het. En hier kom die belangrikste punt. Daai hartlike oorgawe was geaktiveer deur die eerste engel. Ek moet eers besef ek is 'n sondaar. Ek moet eers besef ek het hulp nodig. Ek moet besef ek is naak en kaal. Ek moet my oë wegvat van my broer wat net so naak en kaal is soos ek. Ek moet my fokus plaas op myself. En alleenlik dan wanneer my sondes my verwyder is en ek absoluut ingetap het op hierdie belofte en op hierdie geskenk wat vir my gegee is, kan ek met opgewondenheid, met 'n goeie hart dit deel sonder om mense aan te kla, te veroordeel, te gooi met klippe, want ek besef ek was self een en is in partykeer en self sekere omstandighede nog steeds so. So die hele doel van hierdie hele oefening van die eerste engel is om ons te help om ons oë op Jesus te hou en op sy koms. Ek lees ons laaste sitaat met afsluiting. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing, die uitstorting van die Heilige Gees, dis waarna die time of refreshing verwys, and the latter rain, to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. I can't live in His sight with sin. I can only live in His sight if Christ took it away. Oh, how many I saw in the time of trouble without shelter. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in of a holy God. So ek sluit af met hierdie denke en ek gaan julle vra wanneer ons die tweede en die derde gaan ek vra dat julle dit vir my moet terugsê. So die doel van die eerste engel is om jou koneksie te maak. Vir die Vader en die Seun die geleentheid te gee om die mure af te breek, heeltemal. Om oor te gee aan hulle, want alleenlik dan het ek niks om te vrees. Jy onthou, die drievoud boodskap is 'n boodskap van waarskuwing. To fear God, you have nothing to fear if you've been through the system. But you've got everything to fear if you didn't do that. Ek wil hê ons moet dit net, die Vader wil ons daar hê. Hierdie is nie omdat hy ons wil, dis omdat hy kan. Ek hoop dit maak sin. Nou net sê wat Paulus vir Timoteus sê, God het ons die gees van vreesagtigheid gegee, van krag, liefde en selfbeheersing. En hierdie gedeelte breek my hart. As jy die uitloop van tyd gaan bestudeer rondom die pla, die totale anargie wat die mense gaan beleef op wie die pla uitgegiet word. Hulle gaan die vrees ontvang waarvan gepraat word hierso. En weet jy, hier kom die hartseer gedeelte. As ons nie by die punt kan kom om te deel nie, gaan daai mense na ons toe kom, of dalk ons na mekaar toe kom, en sê, maar, kan jy my nie help nie? Jy het geweet, jy het niks gesê nie, kyk nou hierso, och julle, dit gaan, daai, ek mag die Here my bewaar, dit gaan, ek sê vir ons gaan trane stort in daai oomblikke, en ons gaan besef, hierdie ding gaan sy grootste impak kry, wanneer daai tonele voor ons oog gaan afspeel. Dit gaan bad wees. En dan ook natuurlik die belofte saamkom, die predikers, wat die valsheid gebring het, jy gesien wat sy gesê het, hulle gaan hulle verskeer, want jy het my mislei. So as jy, ek, is by 'n plek wat mense dink reg is in jou association, as jy boodskappe bring wat nie van God af is nie, daai selfde ding gaan op jou volg. Dis hoekom ons 'n verantwoordelikheid het om te bestudeer. En ons kan dit nie doen sonder Jesus nie. Hierdie boodskap maak dat Jesus dit aktiveer in ons harte. Kom ons sluit gou vinnig ons oë. Ons hemelse Vader, ons hartsbegeerte is dat die effek van die eerste engelboodskap die regte effek sal hê. Dat ons niks hoef te vrees nie.
dat ons met 'n blye gemoed ons aangesigte kan ophef met opgewondenheid vir u seun se koms. Vader, maar ons kom nederiglik na u toe en ons vra dat u hierdie boodskappe sal vat, hierdie sitate, die dinge wat ons nou gesien het, dat ons dit sal gebruik om die pligsbesef te kan besef van wat ons verhouding moet wees. Vader, dat ons daai koneksie kan maak, dat Jesus die geleentheid kan kry om die meubelmente van ons harte te kan skuif daar waar hy dit wil hê, sodat ons nie meer lewe vir onsself nie, maar dat Christus deur ons sal leef, en dat dit ook 'n voorbereiding sal wees vir die tweede en die derde engel wat vir ons voorlê. Vader, ons kan so maklik ingesluk word deur die wêreld, sy dinge, valse leringe, valse doktrines. Vader, in hierdie boodskap help ons om dit te kan besef en Jesus die geleentheid gee om ons te kan lei in hierdie dinge, sodat ons nie bevrees hoef rond te loop nie, maar dat ons kan weet wat dit is wat u sê. Vader, ons vra dat u dit sal lei, vasmaak in ons lewens, en ons bid in u seun se kosbare naam. Amen.